Goeiedag, graad 4 tot 6 leerders. Ek is meneer Koekemoer en vandag gaan ek vir julle wys hoe tel ons op met breuke. Maar voordat ek begin, gryp jou notaboekie en pen en maak notas soos wat hierdie video aangaan. So, onthou, ek het vir julle vertel dat 'n breuk bestaan uit 3 dele. Hy bestaan uit 'n teller, breuklyn en 'n noemer. En hierdie breuk het 'n heelgetal by. So hierdie breuk bestaan eintlik nou uit 4 dele en nie 3 dele nie. So, voordat ons optel met breuke, kom ons dink eers by onsself, wat beteken optel met breuke? Dit beteken ons gaan breuke plus. Die tel op met breuke, die tel op gedeelte, sê vir ons gaan plus, so ons gaan 2 breuke met mekaar plus. So, voordat ons net 2 breuke met mekaar plus, is daar 'n stel reëls wat ons moet volg om 'n som op te los. Kom ek wys vir jou, wat is hierdie reëls? Dit gaan in stappe wees. So die eerste stap sê, wat sê die vraag? Sê die vraag ons moet plus, moet ons minus, moet ons maal of moet ons deel? Aangesien ons tel op met breuke, gaan ons plus. So die vraag gaan vir ons sê, ons moet plus. Die tweede stap sê vir ons, kyk of die noemer dieselfde is, maak die noemers dieselfde, as die noemers nie dieselfde is nie. So, hoe maak ons die noemers dieselfde? Ons gaan ons maaltafels gaan kyk, dan gaan ons kyk, wat is by hierdie noemer en wat is by hierdie noemer op die maaltafels, en wat se ene se antwoord is dieselfde aan beide kante. So dit is hoe ons die noemers gaan dieselfde maak, ons gaan dit maal. Die derde stap sê vir ons, tel die heelgetalle op en tel die breuke op. Dit is nou wanneer jy die breuke en die breuke gaan plus, die heelgetal en die heelgetal ook gaan plus. Die vierde stap sê vir ons, kry die grootste gemeene deler. Nou dink jy by jouself, wat is die grootste gemeene deler? Die grootste gemeene deler is, wanneer ons na ons noemers gaan kyk. Waarmee kan ek my noemer en die teller met dieselfde getal deel om in sy eenvoudigste vorm te kry, om in sy laaste antwoord te kry. Maar ek gaan later in die les gaan ek vir jou wys, hoe kry ons die grootste gemeene deler? So, daar is net 4 stappe rakende hoe ons met breuke gaan werk, as ons nou optel met breuke. So, kom ons begin met die eerste sommetjie. Die eerste vraag vra vir ons, tel die breuke op met dieselfde noemers. So, eerstens, wat vra die vraag? Hulle sê ons moet optel. Wat beteken ons moet die breuke plus? Die tweede gedeelte van die vraag sê, met dieselfde noemers. Wat beteken die noemers moet dieselfde wees? So kom ons kyk wat is in hierdie vraag. In hierdie vraag het ons 2, 1 op 4 plus 5, 2 op 4. Eerstens, ons gaan plus, wat beteken hier is 'n plus, en die tweede gedeelte, is my noemers dieselfde? Ja, my noemers is dieselfde. Hier het ek 'n 4 en hier het ek 'n 4. So ek hoef nou nie stap nommer 2 te doen nie, want stap nommer 2 sê, ons moet die noemers dieselfde kry. So, aangesien die noemers dieselfde is, hoef ons nie die noemers te gaan verander nie. So nou kan ons begin met stap nommer 3. Stap nommer 3 sê vir ons, tel die heelgetalle op en tel die breuke op. So kom ons begin met die sommetjie. So, die sommetjie sê vir ons 2, 1 op 4 plus 5, 2 op 4. So, kom ons plus eerste die heelgetalle met mekaar. Wat is die heelgetalle? Die heelgetalle is 5 en 2. Wat beteken 2 plus 5 is, so 2 plus 5 is 7. Nou kom ons tel ons breuke met mekaar. So, ons gaan sê 1 op 4 plus 2 op 4. Nou, onthou jou noemer moet dieselfde wees,
So by jou antwoord kan jy klaar die noemer skryf. Die noemer is 4. So wat is 1 plus 2? 1 plus 2 is 3. Wat beteken my finale antwoord is 7, 3 op 4. Kom ek wys gou vir jou hoe ek by die antwoord uitgekom. Onthou, stap nommer 3 sê vir jou tel die heelgetalle bymekaar. So 2 plus 5 gee vir my 7 en as ons die breuke bymekaar tel, so 1 plus 2 is 3, my noemer is 4. So my noemer is 4, so dit is 3 op 4. So, dit is hoe ek nou by my finale antwoord uitkom. Kom ons doen nog 'n sommetjie. Voordat ons aanbeweeg. Kan julle sien dat my 3 is 'n onewe getal. Wanneer ons met breuke werk en ons wil die grootste gemeene deler kry, werk ons altyd met 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en so aan, tot en met wanneer jy by die finale antwoord uitkom. Maar aangesien hierso 'n 3 is, wat beteken dit is 'n onewe getal? Dit is byvoorbeeld 1, 3, 5, 7 en so voort. So, wat beteken ek kan nie met nog iets hierso gaan deel en hierso deel met 'n ewe getal nie. So, wat beteken ek kan nie deel met 4 en met 3 met dieselfde getal nie. So hierso is die antwoord in sy finale vorm. Daar is nie 'n grootste gemeene deler nie. Maar kom ons doen die tweede sommetjie waar ons ook moet optel met dieselfde noemers. So eerstens by die eerste stap, wat sê die vraag? Die vraag sê ons moet die breuke optel met dieselfde noemers. Wat beteken ons moet plus? Die tweede gedeelte is kry jou noemers dieselfde. So ons gaan plus en my noemers is alreeds dieselfde. Wat beteken ons kan nou nie die heelgetalle en die heelgetalle gaan plus en die breuke gaan plus. Dit is nou by stap nommer 3. Tel die heelgetalle bymekaar en die breuke. So kom ons tel nou die sommetjie op. So ons begin eers by 7 plus 3. So 7 plus 3 is 10 plus, ons moet, die noemers is klaar dieselfde, so 5 op 8 plus 4 op 8. So, 5, wat is my noemer? My noemer is 8, so ons skryf 8 hierso. 5 plus 4 is 9. Sien julle nou by my antwoord het ons 9 op 8. Wat beteken my teller is nou groter as my noemer. My noemer is 8 en my teller is 9. Wat beteken 8 gedeel deur 9, 8 gaan 'n 9 in 1 keer. En hoeveel bly oor? Daar bly 1 oor. Wat beteken res 1? So, daai res of daai 8 wat nou in die 9 ingaan, hy gaan 1 keer in, gaan ons nou hierso skryf, so daai 10 word nou 11. Wat bly oor? 1 bly oor, dit is res 1, so my antwoord is 11, 1 op 8. Kom ek skryf dit net mooier. So, wat beteken my antwoord is in sy finale antwoord, want hoekom? Ek kan nie 'n grootste gemeene deler hier kry nie, want hierdie breuke is alreeds in sy eenvoudigste vorm en hy is in 'n onewige getal. So, dit is hoe ons met breuke optel met dieselfde noemers. So, kom ons gooi julle nou bietjie in die diep kant. Nou gaan ek vir jou 'n som gee waar die noemers nie dieselfde is nie en by hierdie som gaan ons die grootste gemeene deler kry. So kom ons kyk wat vra die vraag. Dit is nou by stap nommer 1. Onthou, wat sê die vraag? Kom ons kyk wat sê die vraag. Die vraag vra vir ons, tel die breuke op met verskillende noemers. Wat beteken, die noemers is nie dieselfde nie, in die eerste plek. Die tweede plek, ons moet plus. Ons het reeds plus hierso geskryf, wat aandui ons gaan plus. Die tweede gedeelte is, my noemers is nou nie dieselfde nie. Maar kom ons begin by die begin. Die tweede stap sê, kyk
of die noemers dieselfde is, en as die noemers nie dieselfde is nie, moet ons die noemers dieselfde kry. So, ons gaan sommer klaar die heelgetalle bymekaar plus, dan weet ons daai gedeeltes uit die pad uit. So 5 plus 1 gee vir my 6. Nou bring ons die breuke af, plus die 1 op 3, skryf hom so bietjie ver van mekaar af, sodat ons die noemers dieselfde kan kry. So ek gaan hom so bietjie ver uit mekaar uitskryf. So 2 op 4. Nou, doen my 'n guns. Gaan kyk na jou maaltafels, by die 4 maaltafels en by die 3 maaltafels. Wat by die 4 en die 3 maaltafels is een van die somme se antwoord dieselfde. As jy gaan kyk na jou 3 maaltafels en jou 4 maaltafels, gaan jy sien dat 3 maal met 4 is 12, en by die 4 maaltafels gaan jy sien 4 maal met 3 is 12. Nou, aangesien 12 en 12 voorkom by die 3 en die 4 maaltafels, gaan ek my noemers 12 maak. So, ons gaan sê 3 maal met 4, en onthou, met wiskunde is altyd regverdig. Wat ek aan die onderkant doen, moet ek aan die bokant doen. So 3 maal met 4, en dan 1 maal met 4. Nou, kom ons kry die 4 'n 12. Ons het gesê dat 4 maal met 3 is 12, en onthou, met wiskunde is ons regverdig. Wat ons onder doen, moet ons bo doen, maal met 3. So, ons het al reeds die heelgetalle bymekaar geplus, en ons het gesien die antwoord is 6. Nou moet ons met die breuke werk. So, 1 maal met 4 is 4, 3 maal met 4 is 12, nou is hierdie een is 'n noemer 12, en onthou waarmee werk ons? Ons werk met plus, en dan 2 maal met 3 is 6, en dan 4 maal met 3 is 12. Nou, in hierdie som het ons heelgetalle met mekaar geplus, plus ons het die noemers dieselfde gekry. Nou kan ons aangaan met die sommetjie. So, ons bring die 6 af wat ons reeds het, dan sê ons 4 plus 6 is 10, en onthou ons wou ons noemers 12 gehad het, so ons bring die 12 af. Nou, hierso gaan ons nou die grootste gemeene deler kry. So wat is my grootste gemeene deler? So, onthou, as ons met die grootste gemeene deler werk ons met ewige getalle. So of ons gaan deel met 2, of ons gaan deel met 4, of ons gaan deel met 6, of ons gaan deel met 8, of ons gaan deel met 10, of ons gaan deel met 12, of ons gaan deel met ewige getalle. Onthou. So, met hierdie kan ons die grootste gemeene deler is 2. Want hoekom? Ek kan net met 2 met 12 en 10 deel. Sien julle dat my 10 is 'n ewige getal? So wat beteken ek kan met 10 en met my 12 deel? So, om in my eenvoudigste antwoord te kom. So, ek kan net deel met 2. Ek kan nie deel met 4 nie, want 4 gedeel deur 10 en 4 gedeel deur 12 gaan nie werk nie, want onthou, jy kan nie met 4 deel met 10 sonder 'n res nie. Onthou, as ons deel, ons wil nie 'n res hê nie, maar as ons met 4 gaan deel met 10, gaan daar 'n res wees, en ons wil nie dit hê nie. So, die enigste manier is, ons kan net deel met 2. So, ons bring die 6 nog steeds af, en dan gaan ons sê, 10 gedeel deur 2 is 5, en 12 gedeel deur 2 is 6. So, ons kan nie verder deel nie, want hoekom? My 5 is 'n onewige getal. So, dit is hoe ons die antwoord kry. Kom ek draf gou deur met die sommetjie, om vir jou te wys, hoe het ek by die antwoord uitgekom. Onthou, stap nommer 1 het vir ons gesê, wat sê die vraag? Die vraag het gesê, ons moet optel,
en die noemers is nie dieselfde nie. Wat sê stap nommer 2? Stap nommer 2 sê vir ons, kyk of die noemers dieselfde is, en as die noemers nie dieselfde is nie, moet ons die noemers dieselfde kry. So, ons het die noemers dieselfde gekry deur om te maal met 3 en maal met 4. Dan, stap nommer 3 het vir ons gesê, tel die heelgetalle bymekaar en ons het die heelgetalle bymekaar geplus, die 5 en die 1 en ons het gekry 6. Dan het hulle gesê tel die breuke bymekaar en ons het die breuke bymekaar getel nadat ons die noemers dieselfde gekry het. Dan het hulle gesê by stap nommer 4 kry die grootste gemeene deler. Ons het gesien dat die grootste gemeene deler is 2. Want hoekom? Ons kan nie deel met 4 nie, anderste is daar 'n res. Ons kan ook nie deel met 6 nie, want daar gaan 'n res wees. So, by albei kan ons sien, ons kan net deel met 2. So, ons het gesê dat 10 gedeel deur 2 gee vir my 5 en 12 gedeel deur 2 gee vir my 6. My finale antwoord is 6, 5 op 6. Graad 4 tot 6 leerders, dit is hoe ek optel met breuke met dieselfde noemers en nie met dieselfde noemers nie. Onthou altyd, met wiskunde werk ons met reëls en met stappe. Ons moet die reëls volg of die stappe volg om by die antwoorde uit te kom. So, en onthou, wiskunde is regverdig, as ons ondermaal, moet ons bomaal, en as jy van hierdie video gehou het, like asseblief hierdie video, subscribe, volg my op sosiale media en dan gaan ek vereers groet. Tot 'n volgende keer, totsiens.